Hierdie episode is met trots geborg deur Kainog Fertilizer. Hallo aan ons luisteraars en in vandag se aflewering van Wat 'n Boer moet weet, praat ons bietjie oor grondmonsterneming met Dr. Chris Schmidt. Hy's 'n senior grondkundige by Kainog Kunsmis. Chris, baie welkom. En net ter inleiding, kan jy vir ons 'n bietjie van 'n konteks gee oor grondmonsterneming? Hoe wyd verspreid is dit? Neem die praktyk toe? Dit seker baie anders as sê 30 jaar gelede. Chris, goeiedag luisteraars. Ja, die onderwerp wat ons vandag gaan oor gesels gaan verder as net grondmonsterneming. Grondmonsterneming in die algemeen is 'n belangrike aspek van saaiboerdery of enige verbouing van gewasse. En dit gaan eintlik met grondmonsterneming gaan dit daaroor dat die produsent of die adviseur het nodig om te weet wat in die grond aangaan in terme van grondvrugbaarheid, aan die hand waarvan dan bemestingsvoorstelle gemaak word. Die onderwerp wat ons vandag oor gesels gaan verder en dit gaan oor presisie grondmonsterneming, wat dan nou 'n meer gevorderde aanslag is of 'n vertakking van grondmonsters. Normaalweg in die ou dae het die ouens, ons praat sommer van 'n boeremonster, daar in die middel van 'n land is by 'n paar plekke monsters geneem en is by mekaar gegooi of so op 'n paar plekke in die spulpunt en dan is 'n een enkele ontleding verkry vir die hele oppervlakte ter sprake aan die hand waarvan dan interpretasies gedoen is. Maar grondmonsterneming kan ons nou verder in die gesprek meer bespreek, maar dit gaan dan eintlik daaroor dat grondmonsters op 'n roosterbasis geneem word en hierdie data word deur middel van sagte ware op 'n rekenaar half verwerk om uiteindelik 'n visuele beeld te kan gee op 'n kaart van hoe die spesifieke elemente dan op hierdie oppervlakte versprei is. Dis geskoei op koördinate, alles gebeur volgens koördinate en dit is 'n groeiende wetenskap. Op hierdie stadium is dit 'n handige wetenskap. Baie produsente maak daarvan gebruik. Definitief jou meer vooraanstaande produsente en hulle bestuur hulle boerderye of hulle saaiboerderye aan hierdie beginsel. Jou droëland saaiboerdery sal groter roosters gebruik en dan jou meer intensiewe verbouing soos 'n spulpunt sal van kleiner roosters gebruik maak. Maar dit is een van die handige hulpmiddels tot die produsent se beskikking om regtig sy hele saaiboerdery meer intensief te kan bestuur. Dit hou dan verband met meer tegnologies gevorderde masjinerie wat byvoorbeeld veranderlike toedienings kan doen en nie net soos in die ou tyd byvoorbeeld 'n kalkstrooier wat begin by een punt reg deur dieselfde toediening doen tot by die ander punt nie. Hy kan dit ook veranderlik toedien. Chris, net 'n bietjie oor die neem van monsters. Ek wil watse riglyne is daar? Wat is die regte manier om 'n grondmonster te neem? Ek neem aan in die boonste laag gaan jy ander data kry as jy dieper ingaan. Wat is die riglyne met monsterneming wat boere in ag moet neem as hulle monsters neem of as daar mense kom om die monsters te neem? Dis is 'n baie goeie vraag en dit hang baie af van die persoon wat dit doen en die persoon wat dit gaan interpreteer. Wat wel belangrik is aan die agterkant hiervan is dat norme moet bestaan om data te kan interpreteer. En die navorsers wat betrokke is met die ontwikkeling van norme ontwikkel 'n norm normaalweg vir 'n spesifieke gronddiepte. Soos byvoorbeeld in die ou tyd was fosfaat se norm is ontwikkel in die boonste 150 tot 200 mm diepte, so relatief vlak. Maar omdat die praktiese uitvoering daarvan soms baie kompleks begin raak, want veral in sekere dele van die land is daar ook verskynsels soos ondergrondversiering. So dan beteken dit daar gaan nog 'n tweede laagie monster geneem word en dan weer 'n dieper laagie van 30 tot 60 cm. So om dit meer prakties te maak, gebeur dit deesdae dat van die boogrond 'n 0 tot 30 cm monster geneem word en dan weer indien ondergrond ter sprake kom 'n 30 tot 'n 60 cm. Die belangrike is dat die persoon wat interpreteer moet weet wat 'n diepte gebruik is, want hoe dieper jy jou monster neem, hoe groter verdunningseffek sien jy. Presies wat jy nou gesê het van die laagies, sou 'n monster vlak geneem word, gaan jy tipies 'n hoër fosfaatinhoud sien as wat jy die monster dieper sou neem. So normaalweg sal ek sê vir praktiese doeleindes 0 tot 30 cm.
Hoe word so 'n norm normaalweg ontwikkel? Normaalweg word 'n norm, en veral as ons nou terugkom en ons verwys na die interpretasie van data, word ontwikkel deur 'n sogenaamde kalibrasieproewe per gewas. En dit beteken dat 'n gewas by verskillende lokaliteite wat nou gaan oor grondsoorte en tekstuurverskille, wat beteken sand, sluk en kleiverskille, word hierdie proewe uitgelê, 'n statistiese proefuitlegte, en daarop word dan nou die gewas ter sprake geplant. In hierdie proefuitleg word verskillende bemestingsbehandelings ingesluit van die betrokke element ter sprake, het sy dit dan nou sê maar fosfaat is of kalium, magnesium. In die bemestingsbehandelings moet jou behandelings normaalweg van geen, wat jou kontrole gaan wees, strek met inkremente tot baie meer as wat nodig is, en dan moet ook herhalings wees. Verder moet sorg gedra dat daar geen tekorte van ander elemente is wat opbrengsonderdrukkend kan wees nie. Nou, na verkieslik 5 suksesvolle seisoene, kan 'n kurwe verkry word tussen die elementinhoud in die grond, die element wat ter sprake is, en dan opbrengs. En dan kan daai kurwe getrek word op hierdie data, en gewoonlik vir droëland toestande word die norm vasgestel op die hoeveelheid van hierdie elemente in die grond waarby 90% opbrengs verkry word. So vir elke lokaliteit word so 'n norm gevind, en nadat 'n aantal lokaliteite op hierdie stadium hierdie spesifieke kalibrasieproef gedoen is of proewe, word daar gesoek na grondeienskappe wat hierdie optimale punte met mekaar kan verbind. Dit beteken dan nou eintlik in Afrikaans, ons sit al hierdie punte op 'n grafiek en ons probeer 'n lyn daardeur trek van verskillende grondeienskappe, en ons kyk wat hierin pas die beste. Gewoonlik sal iets soos klei-inhoud die beste daarby pas, en sommer net aan die hand van dit wat ek gesê het, kan 'n mens aflei dat so iets baie tydrowend gaan wees en ook baie duur gaan wees, wat dit strek oor jare. Die ander alternatief wat tans gebeur is dat as 'n mens spesifiek praat van die verskillende uitwasmiddels wat gebruik word, of die ander term, ekstraksiemetodes, gebeur dit dat individue wat probeer om van 'n bestaande norm, van 'n betrokke uitwasmiddel, daai norm te herlei, met ander woorde, dan praat ons van 'n afgeleide norm, na die ander nuwe uitwasmiddel wat die ouens graag wil gebruik. Andersins gebruik adviseurs 'n norm wat hulle oorneem vanuit Amerika. Nou beide hierdie laaste twee opsies hou risiko's en gevare in, finansiële gevare vir die gebruiker daarvan. Die mees betroubaarste is om dan vir 'n spesifieke uitwasmiddel deur middel van kalibrasieproewe vir 'n gewas dan 'n norm daar te stel. So Chris, daar is 'n nuwer metode wat ontwikkel is, naamlik die MELICH 3, is baie meer onlangs vanuit die FSA oorgeneem. Kan jy ons bietjie meer vertel oor hoe hierdie nuwer metode werk? Chris, ja, die metode as sulks bestaan eintlik al vir heelwat jare. Dit is wel so dat heelwat van die state in Amerika het hierdie metode aangeneem. Ek wil graag begin by die definisie van 'n uitwasmiddel, en dit is 'n chemiese oplossing wat meestal opgemaak is uit chemiese boublokke wat bymekaar gevoeg word volgens 'n resep. So nadat so uitwasmiddel opgemaak is dit hierdie vleis met 'n mengsel, en dit kan dus enige vloeistoel wees waarmee elemente dan vanuit 'n grondmedium uitgewas kan word. So 'n uitwasmiddel kan ontwikkel word om een spesifieke element uit te was of 'n reeks van elemente uit die grond uit. Nadat die grond dan nou uitgewas is met so 'n middel, word die filtraat aan die onderkant van 'n tregtertjie opgevang en dan geneem na 'n instrument vir 'n lesing. Wat interessant is dat verskillende uitwasmiddels nadat dit opgemaak is, gaan verskil ten opsigte van hulle pH. Die pH van die oplossing gaan bydra tot die aggressievlak van die mate wat hierdie uitwasmiddel met die grond gaan reageer om dan toepaslike elemente te verplaas of om uit te was. Die MELICH 3 uitwasmiddel het byvoorbeeld 'n baie suur pH van 2.5, en dis ook die rede van die gewildheid by die laboratoriums, en ek vermoed is ook een rede hoekom sekere individue of wie ook al die metode na Suid-Afrika toe oorgebring het. Dit word gebruik om 'n hele reeks van fosfaat, kalium, kalsium, magnesium, natrium, swaal, sink, koper, yster, mangaan, boor en selfs molibdeen mee uit te was.
En dit is dus baie kostebesparend in terme van ontledingskostes en dis waarskynlik een van die grootste redes. Daarenteen is ons konvensionele metodes waarvoor daar norme bestaan, is byvoorbeeld jou basiese katione, soos kalium, kalsium, magnesium en natrium word met ammoniumacetaat uitgewas. Fosfaat by effens suurgronde met Bry1 of dan by hoër pH's met Olsen, die mikroelemente soos sink, yster, magaan en koper met DTPA-oplossing, boor met warm water en indien iemand molibdeen sou wil doen, word dit uitgewas met ammoniumoksalaat. Interessant is dat die pH van Bry1 oplossing is 2.6 teenoor 2.5 in Mehlich, maar die groot verskil kom in by ammoniumacetaat. Dit het 'n pH van 7 teenoor 2.5 van Mehlich en DTPA dieselfde, 'n pH van effens meer as 7. So die groot eienskapverskil of die karakterverskille tussen hierdie uitwasmiddels op die einde van die dag is dan pH en ek dink dis ook dan 'n groot deel van die verduideliking hoekom daar verskille is per element wat dan nou uitgewas sou word. En dan Chris, hoe interpreteer 'n adviseur of 'n navorser hoër of laer N3 waardes? En dan hoeveel van die gemete N3 waarde is eintlik plantbeskikbaar of dan nie? Ja, Chris, dis 'n uitstekende vraag. Ons gebruik die afkorting N3 om dan te verwys na Mehlich 3. En die vraag wat jy nou gevra het is eintlik die fokus van hierdie hele gesprek. Daar bestaan volgens my wete nie navorsingsgepubliseerde norme in Suid-Afrika vir gewasse nie. So daar's 'n gebrek aan norme. Adviseurs wat dan van Mehlich 3 gebruik maak, moet dus of hulle eie norme aflei of hulle kan gebruik maak van rigtingwysers wat deur laboratoriums aan hulle verskaf word. En ek moet net hier ook by sê in hoofletters sekere laboratoriums, dis nie almal wat dit doen nie. Of hulle neem riglyne of norme oor vanuit Amerika. So rigtingwysers wat deur sekere laboratoriums verskaf word, berus eintlik op die massas data wat hierdie laboratoriums ontvang vanuit dit wat by hulle gedoen word. So hulle is dan lief om byvoorbeeld Mehlich 3 waardes vir 'n element teenoor die ander uitwasmiddel ter sprake dan in 'n datapool te gooi en daardeur regressie te trek om sodoende 'n omskakelingsvergelyking te kry of 'n formule om die een na die ander te kan herlei. Hierdie benadering is hoogs riskant en inligting tot hede dui daarop dat dit nie die regte benadering behoort te wees nie. Die tweede deel van jou vraag was oor hoeveel hiervan is plantbeskikbaar. Nou eerstens is die ekstraksie van Mehlich se pH 2.5 of ja, die uitwasmiddel, wat dus suur is en vanuit logika kan ons aflei dat meer van 'n element uit 'n grondgewas behoort te word as wat die plant dalk gaan raak sien. Ek wil graag iets aanhaal vanuit 'n publikasie van Keiser 2004. Hy is verbonde aan die Universiteit van Minnesota in die VSA en hy skryf dat die Mehlich 3 uitwasmiddel veronderstel is om oor 'n reeks van suur en alkalisiese gronde te kan werk. Maar ten spyte hiervan is ontledings gedoen op 'n aantal gronde waar die Mehlich 3 waardes groter hoeveelhede fosfaat uitwas as Bry1. Hy meld dan dat hierdie meer P wat uitgewas word sal lei tot laer P aanbevelings wat oor tyd tot 'n verlies in opbrengs kan lei. Verder noem Keiser spesifiek ten opsigte van fosfaat dat goedkoper ontleed nie noodwendig beter is nie. Hy beveel aan in ooreenstemming met Vertasa in Suid-Afrika dat die Bry1 uitwasmiddel gebruik behoort te word op grond met 'n pH water van 7.4 en minder en dan ook die Olsen uitwasmiddel by gronde met 'n pH van 7.4 en meer. Verder noem hy ook dat navorsing by hulle in dele van Minnesota swak korrelasies getoon het ten opsigte van mikroelemente tussen Mehlich 3 en die DTPA uitwasmiddel. Vir sink kon 'n korrelasie verkry word, maar die syfers van Mehlich 3 was altyd meer as dit wat met sink DTPA uitgewas kan word. So Keiser se aanbeveling in hierdie opsig was dat bemestingsvoorstelle ten opsigte van mikroelemente wat gebaseer op DTPA getoets is, nie in te vermeng moet word met die van Mehlich nie. So opsommend, die hoeveelheid wat die plant raak sien, is ons onseker hoeveel beskikbaar is. Ons dink dat die lesings in baie gevalle opportunisties is in terme van dit wat die plant kan sien.
Met meer as 100 jaar se innovasie en kundigheid, stap Kaainog Fertiliser die pad saam met boere om deur doeltreffende voedingsstoftoediening, opbrengs en winsgewendheid te verhoog. Kaainog se span landboukundiges ontwerp 'n pasgemaakte plantvoeding en grondgesondheidsprogram vir jou plaas. Moenie tevrede wees met gemiddelde resultate nie. Kies Kaainog vir buitengewone kundigheid en beproefde produkte. Skakel 011 317 2000 of besoek kainog.co.za. Dit klink asof dit 'n redelike komplekse proses is. Dit is 'n redelike nuwe toets. Hoe aanvaarbaar is die gebruik van hierdie metode al in Suid-Afrika? Is dit al opgeneem in wetenskaplike publikasies? Dus ek kan namens myself praat, maar ek ken ook die mening van die meeste van my landboukundiges in die maatskappy vir wie ons werk. Ons almal is skepties ten opsigte van Melieg-3 as gevolg van die afwesigheid van 'n norm. As daar 'n norm bestaan, is daar eintlik geen kritiek teen 'n ekstraksiemetode nie of 'n uitwasmetode nie, dan moet net 'n norm wees. Anderster weet jy nie wat om met 'n syfer te maak indien jy dit verkry nie. Graag wil ek aanhaal wat William McKibben in sy boek gesê het. Hy is 'n konsultant in die FSA wat ook saam huidiglik met Logan Laboratoriums werk en hy is 'n gebruiker en 'n toepasser van die Melieg-3 benadering. Hy begin hierdie paragraaf wat hy in sy boek skryf met die vraag: watter uitwasmiddel is die beste? En hy noem dan dat die twee mees algemeenste uitwasmiddels wat in laboratoriums gebruik word, Melieg-3 en ammoniumacetaat is. Hy verwys ook dat daar ander metodes is wat mense gebruik, soos 'n Morgan en 'n aangepaste Morgan, maar hy noem dan daar dat hy voel die beste resultate in grondtoetse word bereik deur die ammoniumacetaat en Melieg-3. Hy noem dat Melieg-3 is vinnig besig om populêr te word. En die volgende sin wat ek nou gaan lees, dis eintlik, ek dink die hoofoorsaak, maar ook die ontdigterende sin wat sê, ek glo dat hierdie beweging na Melieg-3 nie noodwendig in die beste belang van grondanalises is nie, maar wel beter by die laboratoriums vir grondtoetse pas. Die Melieg-3 uitwasmiddel is beslis nie perfek nie, want dit is 'n sterk suur en werk nie goed op kalkgronde nie. En die volgende een is net so belangrik, let wel, data van vars bekalkte gronde kan ook beïnvloed word as gevolg van die sterk suuroplossing. Hierdie uitwasmiddel is nie 'n absoluut perfekte wetenskap as dit kom by die onttrekking van 'n buitengewone komplekse medium soos die grond nie. Wees gewaarsku dat die lae pH onttrekkingsoplossing van Melieg-3 in staat is om kalkgebaseerde of kalkagtige sand op te los en die uitruil vermoë te oordryf. 'n Uitwasmiddel wat pH-neutraal is soos ammoniumacetaat sal die kalk nie so dramaties oplos nie. En dan beskryf hy dit met ander woorde hierdie aangepaste of die opportunistiese kalsiumlesings as vals kalsiumwaardes. So dit gee ons 'n idee dat daar definitief onbekende terrein en gevaarlike terrein is met die aanwending van Melieg-3, komende uit iemand wat met dit werk en dan nou op so 'n manier sy opinie lewer in 'n boek wat hy dan nou gepubliseer het. So opsommend, in jou opinie, is daar regtig bepaalde tekortkominge van die Melieg-3 metode, korrek? Ja. En die hooftekortkoming, as ek so na jou luister, is die feit dat daar nie 'n norm bestaan daarvoor nie. Baie beslis, en dan, ek dink wat dan nou heeltemal op 'n gelyke vlak deel vorm daarvan, is onkundigheid deur mense in die bedryf. En baie van hulle is werklik onkundig en ek dink baie van hulle behoort van beter te weet. Om meer te kon verstaan oor hierdie spesifieke vraag van jou Chris, het van Melieg-3 versus die konvensionele benadering, het Kaainog besluit om direkte vergelykings te gaan doen. En vir die rede daarvan is 2 lokaliteite in Suid-Afrika geneem, waar dan nou roostermonsters geneem is op 'n half hektaar grootte. Die monsters is volgens beide benaderings ontleed, om dan nou uiteindelik die resultate, die ooreenkomste en die verskille te kan bestudeer. Wat baie verwarrend is byvoorbeeld onder andere wanneer Melieg-3 data vir kalium in die grond vergelyk word met dit wat verkry word met ammoniumacetaat, is daar dan nie 'n vaste tendens van groter of kleiner is nie. Sou al die Melieg-waardes sê maar groter gewees het of kleiner, sou dit eenvoudiger gewees het, maar die data is groter, kleiner of dieselfde. Daar is hierdie, ek wil amper sê, 'n onordelike patroon tussen die twee. So die feit dat die patroon tussen die onderskeie waardes
van melieg-3 en ammoniumacetaat so wisselvallig is, verskaf dit nie 'n gemoedsrus vir 'n goeie omskakeling nie. In dieselfde boek van McKibben skryf Susan Scheiner. Sy was 'n voormalige werknemer by Brookside Laboratoriums in die VSA, waarna sy toe weg is en sy het die Logan Laboratoriums gestig. En McKibben skryf dan hierdie boek terwyl hy dan nou betrokke is ook as konsultant by Logan Laboratoriums. Maar Susan skryf in sy boek, toe ek by Brookside Laboratoriums werksaam was, is die besluit geneem om oor te skakel van 'n warmwateruitwassing vir boor na melieg-3 uitwasmiddel. Die melieg-3 uitwasmiddel het 1/10 van die boor ten opsigte van warmwater uitgewas. Met ander woorde, as melieg-3 'n waarde van 1 mg per kilogram uitwas, dan sou die konvensionele, oftewel die warmwatermetode 10 mg per kilogram uitgewas het. So in hierdie ondersoek wat ons gedoen het, spesifiek oor boor, en dis hoekom ek hierdie voorbeeld noem, want die Amerikaners het dan nou hier 'n stelling gemaak en ons kon dit getoets het, hierdie hipotese van hulle, of die stelling. In ons geval, by lokaliteit 1, waar ons 1 mg per kilogram boor deur middel van warm water uitgewas het melieg-3 by lokaliteit 'n waarde van 2.4 uitgewas, en dan by lokaliteit 2 'n hoeveelheid van 0,8 mg per kilogram, wat totaal in orde verskil van dit wat hulle, die besluit wat hulle geneem het by Brookside op daai stadium. So hierdie variasies is nogal redelik verwarrend en daar bestaan nie regtig 'n goeie verduidelikings daarvoor nie. So Chris, hoe eenvoudig is dit dan vir 'n produsent om die kostes tussen 'n konvensionele benadering en die melieg-3 benadering te vergelyk? Daar's ongelukkig verskillende kante tot hierdie tamaletjie. Ek beskou dit as 'n tamaletjie want dit is regtig hoe dit vir my voorkom. Om kostes tussen die twee benaderings te vergelyk, soos wat dit vir die produsent gaan uitspeel, is nie altyd maklik nie. Daar's twee, ek dink, prominente kante wat ek graag wil uitlig. Eerstens is daar 'n kosteverskil in terme van die ontledingspakkette. Die konvensionele ontledingspakket versus die melieg-3 pakket. So die melieg-3 pakket gaan definitief goedkoper uitwerk as die konvensionele pakket. Indien 'n produsent sê maar 'n hele aantal hektare, soos 2000 hektaar of 1000 hektaar, 500 hektaar inskryf vir grondmonsteropname, kan dit die bedrag wat die melieg-3 goedkoper kan wees as konvensioneel, kan enige iets van R50.000 tot R100.000 goedkoper wees. Wat 'n noemenswaardige bedrag is en definitief die oog van die produsent gaan vang. Maar wat hier raak gesien moet word, is dat aan die ander kant gaan daar 'n aanbeveling gebeur, bemestingsaanbevelings, en die orde van geld aan die een kant in terme van die ontledingspakkette word gesien in duisende rande, terwyl aan die ander kant waar kunsmis aangekoop moet word, kalk aangekoop moet word, miskien gips aangekoop moet word, regstellings gedoen moet word, praat ons van honderde duisende rande of selfs miljoene. Ek sou graag wil hê produsente moet nie te vinnig 'n besluit maak nie en net die hele prentjie probeer in ag neem. Tweedens kan ek ook dan net noem is wanneer die konsultant of adviseur omskakelings doen van individuele kritiese elemente soos kalium, kalsium, magnesium, swaal, mikroelemente, bestaan daar 'n totale onsekerheid van die akkuraatheid. Daar is nie altyd 'n duidelike aanduiding van hoe klein of hoe groot 'n omskakelingsfout kan wees nie. Ondersoeke dui tans eerder na 'n groter as 'n kleiner fout, en ek wil graag die volgende voorbeelde aanhaal vir die luisteraars. 'n Hele klompie jare gelede het Dr. Guy Thibaut van Sedara by Vertasa 'n aanbieding gedoen in Pretoria, en hy het verwys na die verwantskap tussen melieg-3 en Ambic-2, beide bekend vir die bepaling van fosfaat in die grond, en Ambic-2 word baie toegepas in KwaZulu-Natal. In sy studie is van die gronde bekalk en van die gronde was nie bekalk nie. By die gronde wat nie bekalk is nie, was die Ambic-2 en die melieg-3 waardes dieselfde, naamlik 20 mg per kilogram. Die oomblik nadat kalk toegedien is, was die melieg-2 waarde van die grond wat kalk ontvang het nog steeds 20 mg per kilogram, maar die melieg-3 waarde was nou 31. Dis slegs deur die tussenkoms van kalk of dan nou kalsium. Dis 'n verskil van 11 mg per kilogram
is 155% van die waarde wat met Ambiq 2 gekry is, met min duidelike verduideliking hoekom. Dis die tussenkoms van kalsium. Wyle Dr. Johan van Biljon het tydens 2019 ook by 'n Vertasa aanbieding, het hy aangedui dat hy adviseer maklik 'n 21% fout kan maak met die omskakeling tussen Melig-3 en Brei-1. Nou interessant hierso is dat omskakelings vind nie net altyd plaas ten opsigte van fosfaat nie, maar ook van die ander elemente. En ek dink dis waar die groot geld betrokke kan wees. Ek noem dan ook dat as ons die voorbeeld in gedagte hou van Susan Shiner in terme van boor, waar ons sien hoe dit wat hulle in Amerika beleef het, afwyk van dit wat in Suid-Afrikaanse toestande gebeur, kan 'n mens vra, wat gebeur ten opsigte van al die ander elemente? Hoe gaan die afwykings lyk? So, die gevolg is dus dat omskakelings ten opsigte van P en kaliumwaardes, en dis die twee elemente waar daar baie keer sogenaamde grondregstellings gaan gebeur. Daar kan 'n groot mate van onakkuraatheid insluip en produsente kan te veel of te min van hierdie elemente gebruik in regstellings. Die volgende een is dan in terme van bekalking wat gaan oor die bestuur van kalsium en magnesium in die grond, wat ook regstellings is. En daar kan ook massale variasie voorkom en dan sogenaamde onakkuraatheid in die data. So op die einde van die dag opsommend oor hierdie antwoord is dat daar gaan definitief te min of te veel iewers toegedien word van iets en die boer gaan nie voor die tyd, die produsent gaan nie voor die tyd weet hoeveel nie. Dit is 'n werklike risiko finansiëel vir die produsent. So Chris, net ter opsomming, jou boodskap in 'n neutedop is wees versigtig vir die Melig-3 metode. Is dit korrek? Dit is korrek, ja. En watter raad sou jy vir boere gee indien hulle dit sou wou gebruik? Waarna moet hulle kyk? Waarvoor moet hulle versigtig wees? Dus eerstens kan elke produsent self besluit wat om te dink van hierdie onderwerp. Maar dit blyk aan ons siening dat die konvensionele benadering meer fundamentele sekerheid bied wat deurtrek tot op bemestingsaanbeveling kalk en gipstoedieningsvlak as ook rendement. Die finale gevolgtrekking is dat produsente versigtig moet kies tussen 'n effense hoër grondontledingkoste vir die konvensionele benadering, geassosieer met meer betroubare interpretasies wat deurvloei na moontlike meer geldbesparende bemestingsaanbevelings versus goedkoper grondontledingskoste vir Melig-3 met heel moontlike onsekere interpretasies en onnodige spandering. So ek sal voorstel dat produsente maak kontak met maatskappye en by hulle uitklaring kry oor hulle standpunt omtrent uitwasmiddels of om wanneer hulle 'n adviseur sien of iemand wat kontrakwerk doen om direk van die begin af sommer net aan te dring op die konvensionele. Dr. Chris Schmidt, baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek. Baie tegnies, maar ek dink baie deeglik. Ons gaan 'n volgende aflewering van die potgooi reeks hê waar ons bietjie gaan kyk na die toetse wat Kai nog gedoen het en die bevindinge wat julle gekry het oor die konvensionele en die Melig-3 toetse. Dr. Chris, ons sien uit om met die volgende potgooi reeks nog verder te delf in hierdie interessante onderwerp. Baie dankie. Baie dankie, Chris. En dit was nog 'n aflewering van Wat 'n Boer moet weet met Dr. Chris Schmidt, 'n senior grondkundige by Kainog Kunsmis. Hierdie episode is met trots geborg deur Kainog Fertilizer.